For those of you who have been around my channel for a while, you know I strongly have endorsed the New King James translation as my go-to translation. Today marks a change for me. I am moving to the King James Version. I had realized that the reason why I resisted the KJV were several reasons. It's old, outdated language, and we'll talk about that. I inherited framing and arguments against the KJV without actually putting those arguments to the test to see if they carried any merit or weight. And when I did finally put it to the test, it changed everything for me. And what I share today, I think, is going to change your perspective too. Ek wil vandag 'n bietjie 'n video maak oor een van die goeters wat ek oor die meeste kritiek kry. En dit is hoekom lees ek uit 'n Engelse Bybel uit. Nou, baie van die ouens wat daar in die kommentaare sê hulle sien is lekker passievol oor hierdie ding en hierdie is 'n ding wat klomp mense baie warm onder die kraag maak en ek kan verstaan hoekom. Ek dink dit is baie belangrik dat ons hierdie onderwerp reg het, dat ons die geskiedenis van hierdie verstaan, dat ons verstaan waaroor dit gaan en dat jy dan 'n keuse kan maak, wat is die regte Bybel vir jou. Nou kom ek sê vir julle so, daar is vir jou goeie nuus, soos as jy gaan kyk na die 53 Afrikaanse vertaling, die Afrikaanse vertaling wat ek vir jou sal aanmoedig om te kry, om uit te lees, om jou studie te doen. Veral as ons kyk na die Nuwe Testament, dink ek daar is, dis hoofsaaklik 'n Bybel wat jy kan vertrou. Maar hierdie is 'n belangrike onderwerp om reg te verstaan, om bietjie jou eie huiswerk mee te gaan doen. Soos hierdie raak nou lekker in die soos teologie nerd tipe realm van jou hele wandel met die Here. So ek dink almal kan duidelik, ek dink is duidelik dat ek 'n wille teologie nerd is. So ek like dit om tyd in hierdie goeters in te spandeer, maar dalk is die geskiedenis van hierdie goeters vir jou nie iets waaraan jy so baie belangstel nie, maar ek wil jou aanmoedig om dit te doen, want hierdie is belangrik. Alles wat ons verstaan van God, van Christus, gaan deur die lens van wat sy skrif vir ons gee. So as ons aanvaar dat hierdie is die woord van God, dat die Bybel is die woord van God, dan wil ons die mees akkuraat en ware Bybel voor ons het, nee? Ons almal stem saam dat dit is op die einde van die dag wat ons wil hê. Nou, kom ek sê vir julle so, net om dit mee te begin, ek dink meeste mense, as jy praat oor hierdie onderwerp, dink soos die verskil tussen die King James en meeste moderne Bybelvertalings. Eerstens wil ek vir julle wys, dis die twee groot onderskeid wat daar is. Die King James gebruik 'n ander manuskrip tradisie as moderne Bybelweergawe. En ek gaan dit vir julle wys en mooi verduidelik in hierdie video, maar die vraag is daar enige significant, is daar enige merkwaardige verskil tussen wat ons lees in die King James en wat ons kry in die moderne weergawe? Want kom ons wees eerlik, as daar nie 'n merkwaardige verskil is nie, hoekom gaan ek so aanhieroor, hoekom gaan ander mense so aanhieroor, as dit maar dieselfde ding is, kan ons dit maar nie net enige Bybel lees, vertrou en aangaan nie. En ek wil vir julle wys dat dit nie so is nie. Dit is nie net, hoeveel verskille dink julle is daar? Ek sal aan die einde van hierdie video gaan ek spesifiek praat oor, maar terwyl ek hierdeur praat, dink julle daar's 5 verskille tussen die King James en moderne weergawe? Ek praat van verskille in die sin van, soos wat presies die teenoorgestelde ding sê, of miskien waar Jesus se naam uitgelaat is, of verse uitgelaat is, of julle dele uitgelaat is. Hoeveel sulke verskille dink julle is daar? 5, 10, 20, hoeveel is vir jou baie? 100? Is 100 vir jou baie verskille? Is dit genoeg verskille tussen die twee vertalings om jou te laat gaan, yes? Ok, dalk is hierdie meer belangrik wat ek dink. Ek wil weet, voordat jy die res van hierdie video kyk, vra vir jouself, waar is daai limiet vir jou? Nou, ek dink, meeste van julle kan logies verstaan, hierdie is 'n belangrike onderwerp, want ek glo niemand van julle, as jy regtig 'n wedergebore Christen is in Christus, gaan byvoorbeeld soos die New World Translation lees, soos die Jehovah Getuie Bybel. Ek weet of julle ook weet, daar's ook 'n ding soos die Queen James, wat soos geskryf is vir die LGBTQ community en so ek dink ons almal weet, ons gaan nie so 'n Bybel lees, wat duidelik die woord van God, jy weet, korrup gemaak het en verander het, en dis op die einde van die dag die vraag, het die King James, ouens wat die King James vertaal het, die teks probeer verander, het hulle probeer verander wat die woord van God sê, of het die Alexandrian manuskrip tradisie, het hulle die woord van God verander, en dit is waar ons wil praat, vandag. Maar kom ek sê vir julle net eers so, die eerste ding om te besef, nee, is wie onderhou die woord van God? Soos wie maak seker dit word gepreserve? Wie maak seker dit word, jy weet, vir ons gehou, dat ons dit kan optel, vertrou en op staat maak? Nou kom ek sê julle net ook vir, vandag het ek gewoonlik, julle sal agterkom, hierdie is 'n baie halgeweer informasie tipe kanaal. Julle kan sien, ek praat uit my kop uit, ek het nie 'n groot skrip wat ek doen nie, maar hier vir vandag het ek vir julle 'n skrip uitgewerk, maar hierdie is vir my so 'n belangrike ding, en ek wil nie iets mis nie. Nou verstaan, hierdie is nie 'n uitputtende studie van hierdie onderwerp nie, maar ek dink tog,
sal hierdie vir jou help om hierdie te bestudeer en dit ernstig op te neem. Wat jy dink is die regte Bybelvertaling. Maar as ek vir jou die vraag vra, wie dink jy onderhou? Wie maak seker die Bybel word geonderhou? Is dit mense? Is dit mense se vermoë om die Grieks te verstaan, om die Hebreëus te verstaan? Of is dit God wat dit onderhou? Nou vra ek vir jouself, is daar een uit ons, ek dink ons almal het hierdie konsep van die oorspronklike Grieks en Hebreëus is die eintlike woord van God en alles van dit wat vertaal is van dit af is nie die woord of het foute in, of mense het foute gemaak, of is onakkuraat. Nou verstaan, as dit so is, daar's nêrens in die Bybel wat dit sê, die oorspronklike Grieks en Hebreëus is die enigste dokumente wat ons kan vertrou nie. Besef gou dit. Besef gou iets soos die Israelvisie, en hierdie ouens wat ons met die Hebreëse feeste, en al die Ou Testament wette en hierdie goeders onderhou, of ons moet Yeshua gebruik, ons kan nie Jesus se naam gebruik nie. Hulle hele konsep word gebou rondom die idee van net die oorspronklike Hebreëus en Grieks kan vertrou word. Nou sien, dis 'n mensgemaakte ideologie. Dis 'n mensgemaakte gedagte om te dink, God kan nie sy woord onderhou nie. Of God sou nie die wêreldwye taal, Engels, die taal wat wêreldwyd gepraat word, dat God nie die Bybel sal onderhou in 'n wêreldwye taal nie. Maar sien, ons het 'n mensgesentreerde manier om na hierdie goeters te kyk. Om te sê, mense het foute gemaak om hierdie goeters te vertaal, mense het dit gebutcher, terwyl as God dit onderhou, en God gebruik mense om dit te doen, as God dit onderhou is dit sonder fout. En dis my posisie. My posisie is, ek dink die King James is perfek, sonder enige foute, en is God wat gemaak het, dat daai woord preserve word, nie mense nie. Maar as jy gaan kyk bietjie soos wat die Bybel vir ons sê, Psalm 12 vers 6 tot 7. The words of the Lord are pure words, as silver tried in a furnace of earth, purified 7 times. Thou shalt keep them, O Lord. Thou shalt preserve them from this generation. Wie is die thou? Is die Here. Gaan kyk bietjie hoe lyk daai vers ook in julle Bybelvertalings. Psalm 12 vers 6 tot 7. Dan het ons ook Psalm 119 vers 89. Forever, O Lord, thy word is settled in heaven. Amen. Psalm 119 vers 152. Concerning thy testimonies, I have known of all that thou hast founded them forever. Praat van sy woorde. Jesaja 40 vers 8. The grass withereth, the flower fadeth, but the word of our God shall stand forever. Amen. Ja, dis al mooi. Dis al mooi om dit te lees. En dan het ons ook Matteus 5 vers 18. For verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot and one tittle shall in no wise pass from the law. Matteus 24 vers 35. Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. So ek bedoel, is net duidelik dat God is die een wat sy woord onderhou, nê? Ons almal stem saam met dit. So met dit wil ek met julle deur hierdie gaan en ek wil my argumente maak en ek wil vir jou vra, kyk hierdie ding tot die einde. Moenie net kwaad raak, emosioneel raak, afklik. Kyk en probeer hierdie vir jouself uitsorteer. Probeer hierdie bestudeer. Al glo jy anders, al is jy anders te geleer, al glo Wes Half en daai ouens nie hier in nie. Gaan ondersoek dit vir jouself. Hierdie is so 'n belangrike ding om reg te hê. En weer eens, as daar nie 'n praktiese element van verskil is nie, dan is al hierdie sinneloos. En ek gaan vir julle aan die einde wys die groot verskille wat daar is in hierdie verskillende Bybelvertalings. Ek wil net gou eers, as jy gaan kyk, ek dink hierdie is 'n redelike populêre Afrikaanse vertaling. So dit is hierdie verklarende studie Bybel. Dis baie goedkoop op Takealot. Nou weens, as jy gaan kyk na die Nuwe Testament, sal ek hierdie vir julle en jy moet in Afrikaans lees. Is hierdie 'n goeie Bybel dink ek om te kry, maar ek wil net vir julle wys hier aan die begin, dan skryf dit soos 'n voorwoord. En wanneer dit praat van die Nuwe Testament, dan sê dit hierdie teks is gebou op die Textus Receptus, waarop die King James ook gebou is. So ons gaan nou deur die geskiedenis daarvan gaan, maar die manuskriptradisie van die ou vertaling, die 1953-1933 vertaling, is dieselfde manuskriptradisie as die King James. Nou, ek dink daar is nog steeds verskille in die Nuwe Testament. Jy kan dit self gaan ondersoek. Daar is hier en daar klein goeders, maar daar is nie hierdie groot verskille wat jy het met die moderne weergawe nie. Daar is nie massiewe dele uitgelos nie. Daar is nie verse wat weggelaat is nie. Hierdie het hoofsaaklik al die verse wat die King James het. Maar ek wil net hier vir julle lees. Dit sê hierso dat hierdie vertalings maak grootendeels staat op 2 manuskripte. Dit praat nou van die moderne weergawes. Die moderne Bybel weergawes op 2 manuskripte, naamlik Codex Vaticanus en Codex Sinaiticus, op grond van hulle ouderdom. So ek het hierso op grond van hulle ouderdom
dit geonderstreep. So, een van die grootste goeters, hoekom mense nuwe Bybelvertalings sou verkies, of sal sê dis beter as die King James, is hulle sê, dis gebou op manuskripte wat baie ouer is as die van die King James. So dit begin ons by ons eerste punt waar ek wil praat. En dit is, so hierdie deel sê ook, as jy gaan kyk, dit het gesê, daar's twee spesifieke manuskripte waarop het, of twee spesifieke kodekse waarop het staat maak, Codex Vaticanus en Codex Sinaiticus. Alright, so meeste van jou moderne Bybels, wat julle het daar in julle kamer, soos die 83 en die 2020, en al hierdie Bybels kom van daai twee kodekse. Nou 'n kodeks is net soos 'n hele boek, kan jy half sê. So meeste van die manuskripte wat ons het, is of gedoen op papyrus, of gedoen op wat hulle noem parchment. Okay? En hierdie kodekse is soos op parchment, hierdie tipe gedoen, maar dit is 'n hele volkome Nuwe Testament, wat nou in Grieks geskryf is. So, Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus is die twee kodekse waarop meeste van jou moderne Bybels gegrond is. Alright? En hierdie deel sê is, hulle verkies om dit te gebruik want is ouer. So, baie mense sê hulle kan dit terugvat na omtrent 400 of 500 na Christus. Dit is so vroeg as wat daai manuskripte, wat daai kodekse gedateer is. Nou as jy gaan kyk, die manuskriptradisie waarop die King James gebou is, wat jy noem die Byzantine text, wat later in die Textus Receptus is, dis die Griekse manuskriptradisie, die Griekse teks waarop die King James gebaseer is. Nou dit word gedateer na baie later as dit, soos 900 na 1000, 1100 na Christus. Die vraag is eerstens, is ouer noodwendig beter? En ek dink almal weet logies, net omdat iets ouer is nie te sê dit is beter nie. So, die punt is, sê nou maar 'n manuskrip, en hier is die ander ding waarop dit opgebou is, hulle sê, al die moderne Bybels is gebou op meer manuskripte. So wat jy moet verstaan is, sê nou maar 'n manuskrip, iemand het die idee waar hy wil dit korrup maak. So iemand wil die dokument verander, dan maak dit nie saak hoe oud dit is. Dit kan geskryf wees die dag nadat Johannes dood is, om die Bybel af te sluit. Dit kan daai dag geskryf wees as iemand dit wou verander en goed uitgehaal het of weggevat het of betekenisse verander, is dit korrup. Al is dit 'n dag daarna geskryf. Verstaan jy? So al tel jy 'n korrupte manuskrip van so oud af op, as dit korrup is dit korrup. So dit is die vraag, is die teks wat ons het in ons hande die oorspronklike weergawe? Is dit naby genoeg aan dit dat ons dit kan vertrou, of is dit verander? Dit is die vraag wat ons moet vra. Nou moet ons vra, hierso, daar is 'n boek wat jy kan gaan kyk, ek het dit nog self nie gelees nie, maar ek weet daar is ouens wat sê, dit is gekold, dis genoem neither older nor better, wat verwys na, is hierdie Alexandrian manuskripte, hierdie Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, is dit waarlik ouer, en is dit waarlik beter? En hy maak die argument dat dit nie ouer is nie. So, daar is sekere goeders, hierdie is nou net 'n voorbeeld, ek weet nie of dit presies dit is nie, maar dit sê nou maar iets soos, daar is nie hoofletters wat in die teks is, tot met voor die 1200s. Iemand sal vir my sê, my spesifieke details hieroor is nou verkeerd, maar byvoorbeeld die Codex Sinaiticus wat hulle het byvoorbeeld hoofletters in, wat eers baie later begin is om so te geskryf te word. So hy gebruik sulke voorbeelde in dit om te wys, hoor die goed is nie regtig so oud nie, maar dis nie die punt van hierdie video nie, of dit ouer is of nie, dis vir my irrelevant. Hier is die ander ding wat jy moet aan dink en dien. Hoekom is dit moontlik dat hierdie Griekse kodekse so lank gehou het? Met ander woorde, as dit gedateer word, en sê nou maar dit is nou 400 na Christus wat dit geskryf is, hoekom het dit so lank gehou? Hier is die rede. Die Textus Receptus, die Byzantine teks, was die heeltyd deur die kerk gebruik. Dit word die heeltyd uitgepreek, heeltyd uitgelees, dit word die heeltyd oorvertaal, so dis hoekom daai manuskripte nie hou nie. Verstaan jy, want dit is in gebruik. Nou moet jy vir jouself vra, hoekom is die Alexandrian manuskripte, Codex Sinaiticus en Codex Vaticanus, hoekom word dit nie gebruik nie? Sien, dis daai tyd al die ouens identifiseer, hierdie is manuskripte wat ons nie wil hê nie. Eina, besef dit gou. So, die groot ding wat hulle teen die Textus Receptus hou, wat hulle teen die King James hou, is dalk een van die grootste redes om dit te verwerp. Want jy het hierdie manuskripte wat vir hoeveel is dit? Soos vir 1400 jaar nie gebruik was nie. Terwyl die Textus Receptus, omdat dit die regte teks is, oor en oor gebruik geword het dit verweer, hulle moet hulle nie weer in oorkopie. So verstaan jy, die printing press, waar hulle actually kon begin Bybels print het, was eers in die 1400s geontwerp. So die feit dat jou oudste weergawe wat jy het van hierdie geskrywe Byzantine teks, wat die
onderliggende teks van die King James is, omdat dit so laat gedateer is eintlik een van die beste goed, want dit het gewys het was gebruik. Die Alexandrië manuskripte was nie gebruik nie. Niemand wou preek uit die goeders nie, want hulle het geweet, hier is probleme. So, dink bietjie oor daai en vir oomblik. So, dit is 'n baie goeie argument, dink ek, vir die King James, actually die ouderdom, wat almal teen dit wil gebruik. Nou, nog 'n ding is, as jy gaan kyk, die King James het nie kopiereg. Okay, hierdie is nie van so 'n groot storie nie, maar ek dink is ook belangrik om te weet, ek dink jy daar moet 'n kopiereg op 'n Bybel wees nie. Met ander woorde, as jy die Bybel vat, nou, ek sê nie, jy hoef nie geld te vra vir 'n Bybel nie, dit kos natuurlik geld om dit te print en by mekaar te sit, en om mekaar te heg, en al hierdie goeders, mense moet dit betaal, maar as jy dit wil oorkopie vir iemand gee, versprei, dis God se woord. Verstaan, niemand besit God se woord nie. Nou, omtrent al jou moderne, daar's 'n paar wat nie, omtrent al jou moderne Bybels het 'n kopiereg op. Met ander woorde, daar's een ou wat daar sit en geld maak daaruit, of 'n groep mense wat geld maak uit. En dis 'n probleem. Ongelukkig het ek nou gaan kyk, lyk my die Afrikaanse ou vertaling ook, het ook 'n kopiereg, en dat dit is soos die Bybelgenootskap is die ouens wat dit besit. En ek weet nie hoe daai tipe goeders werk nie, maar ek dink dit sal goed wees as daar 'n Bybel is vir Afrikaanse mense wat nie 'n kopiereg op het nie. Maar ek sê dit maar net daar buite. So, dis ook 'n ander ding wat mense moet besef. Toe die King James vertaal was dit gedoen met die idee dat almal die woord van God kon kry. Nou, as jy gaan kyk na die geskiedenis, is dit nie veel interessant, dat as jy bietjie gaan Google bietjie, wanneer het Engels die wêreldwye taal geword. En dan sal jy sien, dis in die begin van die 1600s. Presies toe die King James vertaal was. So sien jy, die Here het geweet, en wou sy woord volhou, wou sy woord beskikbaar maak, sodat almal dit verstaan, sodat die wêreldwye taal verstaan kan word, en mense dit kan lees, en dis hoekom die King James vertaal was in daai tyd, toe dit die wêreldwye taal raak. Nou wat ons ook moet verstaan, as jy sou sê, dat die King James is, sê nou maar 'n korrupte Bybel, of jy weet dit is 'n swakker weergawe as die moderne Bybels. Besef wat jy dan sê is, vir 200 jaar, van die 1600s tot ons moderne weergawes, kon niemand die Bybel regtig vertrou nie. Laat dit gou insink vir 'n oomblik. So niemand kon hulle Engelse Bybel vertrou om te lees nie, want hulle moes gewag het vir die moderne interpreteerders om dit vir hulle te doen. Sien, dit is 'n probleem vir my. Dit beteken God het nie sy woord onderhou nie. Stem julle saam? Dit is soos 'n baie belangrike ding om ook te besef. Nou, ek wil vir julle hierdie ou speel. Hy het 'n great video gemaak, en dis eintlik die video wat vir my lus gemaak het om hierdie video te maak, en hy het gesê, die video is getitel Why I'm Switching to the King James. So ek wil net hierdie begin van hom speel, en ek sal vir julle aanmoedig om hierdie hele video te gaan kyk. Dit is 40 minute, en dit is regtig wat hy goed verduidelik, hoekom hy op die einde besluit. En jy kan sien, hierdie is 'n ou wat so opgewerk raak soos ek, en partykeer oordryf, en hierdie ou het 'n mooi, sistematiese, kalm, rustige manier om hierdie te verduidelik. So gaan kyk na hom, hoor wat hy sê, en ek dink daar's baie goeders daaraan wat hy great verduidelik. So, kom ek speel net begin. For those of you who have been around my channel for a while, you know I strongly have endorsed the New King James translation as my go-to translation. Today marks a change for me. I am moving to the King James Version. I had realized that the reason why I resisted the KJV were several reasons. It's old, outdated language, and we'll talk about that. I inherited framing and arguments against the KJV without actually putting those arguments to the test to see if they carried any merit or weight. And when I did finally put it to the test, it changed everything for me. And what I share today, I think, is going to change your perspective too. Halleluja! Een van die grootste kritiek wat gegee word in die King James is hierdie ou taalgebruik. Dis die woorde wat ons nie verstaan nie. En kom ek sê vir julle eerlik, ek dink ook dit is een van die King James se sterkste goed, want as jy 'n woord hoor wat jy nie verstaan nie, wat jy nog nooit van gehoor het nie, dan forceer dit jou om in die Griekse goeders te gaan kyk, te gaan ondersoek hoekom het die King James vertalers gekies om hierdie spesifieke woord te gebruik, en dit leer jou iets meer van daai woord. Onthou, ons het baie van die Griekse goeders tot ons beskikking, en jy kan sekere woorde gaan analiseer deur al die goeders wat tot ons beskikking is, en dan kan jy beter verstaan wat daar geskryf word. Maar hier gaan vir julle gou 'n rede gee hoekom die King James ou tipe vertaling, ou taal gebruik, wat jy dink net daar is, laat dit mooi klink, sodat jy dit beter kan verstaan. As jy gaan kyk in, soos Johannes 3 vers 7, dink ek is die heel beste voorbeeld van die. Nou verstaan, in Afrikaans het ons nie hierdie probleem nie, want as ons verwys na, soos ook 'n personal pronoun, dan gebruik ons jy of julle. So as ek sê, jy kom hierso, dan praat ek met een nou. As ek sê julle, dan praat ek van 'n groep mense. Maar in Engels word dit net vertaal as you. Maar net dat jy verstaan,
hoekom die King James ouens slim was om die these en die thous te gebruik, wat jy sê is ou taal en niemand praat so nie. Dis een van die beste goed, want nou kan jy sien met wie hy praat. So kyk wat sê hy in Johannes 3 vers 7, sê, marvel not that I said unto thee, alles met 'n T in die King James, soos thee, thou, is verwys na 'n enkele persoon, dis singular, en die meervoud is ye, dit is wat met 'n y begin. So hierso sê hy, marvel not what I said unto thee, hierso praat hy met Nicodemus, praat Jesus met Nicodemus, so hy sê, marvel net wat ek sê vir jou, Nicodemus, ye must be born again. Wie moet wedergebore word? Almal. Die meervoud. Nou sien jy, in 'n ander Engelse vertaling word dit verlore. Dis, marvel not that I said unto you, Nicodemus, you must be born again. So dit het net 'n impak op Nicodemus, maar as jy dit hier lees en verstaan, dan sê dit, ye must be born again. Almal moet wedergebore geraak. So dis die rede hoekom die King James ouens iets soos dit ingesit het. As ek met julle 'n bietjie my ervaring kan deel met die King James, gaan bietjie, dan gaan jy eendag, as jou pastoor of iemand preek, dan vergelyk jy elke deel wat hulle daarvoor praat met die King James. Dan sê jy sien, omtrent al die moderne Bybelvertaling, selfs al los ons die groot goed uit, maak 'n sekere sê ding sagter, of verwater dit, of gee jou nie die volle betekenis nie. In baie van, soos ons studies wat ons gedoen het, het hulle gesê, maar na 'n paar vertalings gaan kyk, en na die Grieks, en dan moet jy gaan kyk, wat se vertaling is die naaste aan die Grieks, of wat se kombinasie van hierdie gee die akkurate verduideliking, en elke keer, sonder uitsondering, was dit die King James wat die naaste daaraan was. Dis net my ervaring. Daar sal ouens seker sê, dit is nie so nie, wat ook al, toe ek my studies gedoen het, het ek gesien dat die King James was elke keer die naaste. Dan moet ons een ding ook in die geskiedenis praat, en julle sal sien, ek het al baie met ouens gestry in die kommentaar, oor twee ouens wat basies verantwoordelik is vir die hele skryf van die critical text, vir die hele voortbringing van wat mens noem die critical text, en dit is basies die moderne weergaan Grieks bymekaar gesit. So wat Westcott en Hort gedoen het, hulle het basies Nuwe Testament Grieks geproduseer wat gebruik gemaak is van die Alexandrian manuskripte. Met ander woorde, nie die ontvangde teks waarvan af die Textus Receptus kom, die Byzantine teks, die teks van die King James nie, maar hulle het die Alexandrian manuskripte, Codex Vaticanus en Codex Sinaiticus gebruik. So verstaan jy, die hele issue van die gaan nie oor vertaal die King James het mooier of beter, dit gaan oor wat se manuskrip tradisie is gebruik, en dis 'n ander manuskrip tradisie. En die groot ding is, ons moet onsself vra, hoekom het Westcott en Hort besluit om hierdie twee spesifiek te gebruik? Nou, maar as jy jou geskiedenis gaan bestudeer, dan sê jy sien, alle moderne Bybelweergawes kom van die Nessel-Allen teks, en die Nessel-Allen teks is gebou op wat Westcott en Hort gedoen het. So dis hierdie twee Griekse scholars wat in Engeland gebly het, en hulle is verantwoordelik basies om die Griekse Nuwe Testament wat bymekaar gesit is, waarop jou Bybel gebaseer word, hulle het dit bymekaar gesit. So, nou is die vraag, wat ek met ouens in die comment section gestryd is, wat se tipe oortuigings het hierdie ouens gehad? Nou, hulle was in die Anglican kerk, en daar was basies 3 verskillende dele van die Anglican kerk, en soos ek het verstaan, het hulle meer geneig na die deel wat baie meer in die Rooms-Katholieke kant was. Daar is sekere aantuigings dat hulle byvoorbeeld deelgeneem het in Maria aanbid en in die saints aanbid, maar ek wil vir julle nie iets sê soos 'n storie wat ek net opmaak, ek gaan dit uit hulle eie tekste self vir julle gee. Nou kom ek sê vir julle so, ek dink hulle formele boeke en goeders wat geskryf is dalk nie die beste plek om hierdie te kry nie. Ek dink is beter om te kyk soos byvoorbeeld wat hulle seun van hulle geskryf het, want vir hulle mos nog geordend te word en so, moet hulle 'n baie groot voetjie voorsit. Maar een van die goeders wat hulle gedoen is, hulle het 'n organisasie begin wat sy naam is die Ghostly Guild. Okay? Nou, die aantuigings is, hulle was besig om, jy weet, bonatuurlike fenomenon te ondersoek. Hulle was besig om, wat ek persoonlik dink is, hulle was besig om met dooie mense te praat. Nou, uit dit uit, so hulle het genoem, nou jy kan net vir jouself dink, as jy deel is van 'n organisasie wat sy naam die Ghostly Guild is, soos as enigiemand van julle, enigiemand wat ek al in my lewe in die S-tier gesit het, wat ek sê hierdie pastoor is great, as julle vir my wys, hy was deel van 'n Ghostly Guild, en hy het dit nie teen dit hy het nie dit soos, hy het nie gesê, hoor ek het bekeer van hierdie, ek het weggedraai van hierdie is boos, hierdie is uit die hel uit nie, dan sal ek daai ou uit my S-tier uithaal, en ek sal hom in 'n D of in 'n F kategorie sit, want dit is net tog, jy soek iemand wat jou Bybel veral vertaal, wat deel was van 'n klub wat met dooie mense probeer kommunikeer nie. Maar vat dit hier van die ou se eie woorde. Ek wil nie goeders opmaak nie, ek wil nie iemand uit konteks uitvat nie. Ek wil vir jou net die waarheid gee. So as jy gaan kyk, hierdie is 'n boek, The Life and Letters of Westcott.
of Brooke Foss Westcott. So dit is geskrywe wat hulle seuns hoofsaaklik gedoen het, en in dit sê hy, wat hy praat van hierdie ghostly guild, sê hy, what happened to this guild in the end I have not discovered. My father ceased to interest himself, sy father is nou Westcott. My father ceased to interest himself in these matters not altogether. I believe from want of faith in what for lack of a better name one must call spiritualism. Okay. So hierso sê sy seun. Nou jy sal sien, but because he was seriously convinced that such investigations led to no good. So dit is waar dat Westcott gesien het, hulle moenie hierdie goeters doen nie, hulle wil ophou daarmee, maar verstaan dat dit wat hulle gedoen het in hierdie plek, sê hulle seun is spiritualism. Wat okkulties is. So hierdie spiritualism is om met geeste te kommunikeer, dit is om bonatuurlike goeters te ondersoek, en dit is wat hulle gedoen het in hierdie ding. Want verstaan, Westcott was betrokke in hierdie goeters en hy het gesê, okay, hierdie lei nie na iets goeds nie, so kom ons los. Nou verstaan, daai ding het hulle nie gestop nie. Hulle het hierdie guild toegemaak. Hulle het die Ghosty Guild gestop en gesê, jy weet, ons gaan ophou hiermee of ons gaan bekeer hiervan en hierdie is boos uit die hel, en niks soos dit gesê nie. Hulle het ding gedoen, hy het al belangstelling verloor, het hy gesê, ek gaan nie meer deel wees in hierdie ding nie. En dan, as jy net bietjie verder gelees, dan staan hy, his departure from Cambridge caused some distress to his newfound friends. In a long letter dated 21 February 1852, Mr. Hall described the doings of the Ghostly Guild and the Choral Society in his absence. So hy skryf oor wat hulle daar gedoen het. His original circular in the matter of spiritual phenomenon had not been unceremoniously set aside for diverse reasons, not the least of which was that it contained words and phrases unintelligible or alarming to the general. So hulle het gesê, toe hy beskryf het wat hulle hier gedoen het, was daar sekere woorde wat vir niemand sin gemaak het nie, en het almal baie bekommerd gemaak. So ek bedoel, as jy dit wil verdedig, ek verstaan dit net nie, soos eerlik, ek weet nie hoekom enige Christen sal gaan om hierdie te probeer verdedig wanneer iemand dit gedoen. Weens, as julle vir my wys, enigeen van my, kom ek sit dit in hakies, heroes, mense wat ek al aangehaal het, was betrokke in so iets. Wys dit vir my, ek wil nie so ou volg nie, as hy nie duidelik gesê het, ek draai my rug op hierdie is boos, hierdie is uit die hel uit, dan sal ek my rug opdraai. So, verstaan net mooi, dit is die twee ouens, wat die manuskrip tradisie waar meeste moderne Bybels gebou is, dit is die ouens wat dit gedoen het. So, maak daarmee wat jy wil, ek wil net vir jou wys. Nou wil ek kom by die belangrike deel. Alles van dit is nou mooi en is geskiedenis en Robbie, dis oulik. As daar nie 'n verskil is in jou Bybel nie, who cares? Nou, kom ons, ek het vir julle begin gevra, hoeveel verskille dink julle is daar? Nou, hier is 'n great website, waartoe ek wil hê julle moet gaan. KJV Compare. So hierdie is uitstekend. Hierdie ding wys vir jou hoeveel verskille daar is in die Bybel. Nou kom ons gaan, jy kan hier by kategorieë byvoorbeeld ingaan. Nou kom ons gaan kyk by hierdie kategorieë. Dan gee dit vir jou kategorieë soos verse wat uitgehaal is, verse wat presies teenoorgestel is, waar Christus se naam uitgehaal is. Nou kom ons gaan kyk. Daar's 21, 42, 95 keer wat Christus se naam uitgehaal het. Die godheid van Christus, ons wil nou na 'n paar van dit kyk, 43 van hulle, met redding te doen, 77 verse wat anderste is, wat te doen het met die woord van God. Nou kyk hier, different meaning, verskillende betekenis, 1114, waar die New King James korrup gemaak is of verander is, 434, red letter, 223, dis die woorde van Jesus, character defamation, 126, woorde wat uitgehaal is, 530. So sê, vriende, hierdie is nie 1 of 2 versies nie, hierdie is nie 1 of 2 klein goeters nie, hier is verskille in hierdie goed. Nou kom ons gaan kyk na 'n paar van hierdie goeters. Kom ons vat byvoorbeeld hierso verse wat uitgelaat is. So kyk byvoorbeeld Matteus 18 vers 11. For the Son of Man is come to save that which was lost. Gone. ESV, gone. Kyk al hierdie Bybelvertalings. NIV, gone. NASB, gone. Lexham Study Bible. For the Son of Man is come to save that which was lost. Is dit in hakies gesin? Nou die groot ding wat jy moet verstaan is hierdie voetnotas en hakies en al hierdie goeters is soos, gaan dit jy nie maak twyfel in die Bybel nie. As ek 'n voetnotas sien, is dit soos van, maar hoort hierdie ding nou in die Bybel of nie? Verstaan jy wat ek sê? So, in die King James lees jy daai ding, jy vertrou dit, jy weet is die woord van God, en jy hoef nie te worry, hier's 'n hakkie, is daar aan die manuskrip wat ek moet ken, moet ek die Grieks ken nie? Nee, jy weet is die woord van God, jy kan dit onmiddellik vertrou.
Nou die ander een waar ek al baie met ouens op die kanaal gebeklei het is Handelinge 8 vers 37. So kyk net gou, gaan lees Handelinge 8. Dan sê jy vir my eerlik, moenie my opinie luister nie, moenie iemand anders se opinie luister nie. Dan sê jy vir my, maak dit vir my sin om van vers 36 na vers 38 te gaan sonder hierdie deel in. Dit maak niks sin. Jy kan duidelik sien hierdie is 'n vers wat uitgehaal is. Wat sê, and Philip said, if thou believest with all thine heart, thou mayest. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. Sien, dit is net uitgehaal. Nou wat ouens hierso sê, hulle sê hierdie oorspronklike manuskrip het hierdie nie ingegaan nie. Nou, en iemand het daar op die kommentaar gesê, hoe weet ek dit was korrup? Dis korrup want dit is nie uitgehaal, want dit is uitgehaal. Want dit is nie daar nie. Of hierdie King James ouens, hierdie ouens wat gemartel was vir die Bybel, omdat hulle die Bybel in Engels vertaal het gegaan en gesê, luister die Bybel moet ons verander. Nou ek, soos ek hier sit, jy weet in my gevalle natuur, jy weet my minimale begryping van wie en wat God is, sal ek nooit enigiets by die Bybel sit nie. Nie om dit duideliker te maak nie om, jy weet, hier is 'n probleem met die drie-eenheid van God, niks soos dit nie. Ek sal nooit by die Bybel sit nie. Nou sê hierdie ouens, die ouens wat gemartel was en dood gegaan is vir die Bybel, het hierdie bygesit. Ek weet nie, vriende, dit maak vir my absoluut geen sin nie. En die ander ding is, hierdie is 'n ding wat ek die mense nie kan verstaan nie. Dan sê hulle, as jy gaan kyk, soos daar's ouens soos Irenaeus en kerkvaders wat kommentaar lewer op hierdie vers. Hoe maak dit sin? Nou het ek 'n ou gehad wat vir my gesê het, die moderne Bybels sit dit in hakkies omdat daar kommentaar gelewer is op hierdie vers. Maar dan vra ek vir hulle, hoe is daar kommentaar gelewer op 'n vers wat nie bestaan nie? Verstaan jy, dit maak nie sin nie. As daar in die eerste 200s na Christus kommentaar gelewer is op hierdie vers, dan is die normale ding om te dink, hierdie vers bestaan. Dit is nie bygesit 1000 jaar na die tyd as van die oorspronklike kerkvaders kommentaar lewer op. Verstaan jy, dit maak net nie sin. Dit maak nie saak eers wat daai kerkvader glo nie. Dit kan 'n bose heidense persoon wees. As hy kommentaar lewer op hierdie vers, dan was dit mos nou daar. So dit maak nie sin nie. En een van die belangrikstes van die is 1 Johannes 5 vers 7. So verstaan gou, as 1 Johannes 5 vers 7 in die Bybel is, dan stop die hele argument oor die drie-eenheid, oor dat God, Seun en Heilige Gees almal God is. Dis net een van die belangrikste versies om dit te verduidelik. En hoeveel Christene met my gestryf het, soos gestry het, tand en naal, om te sê, hierdie ding is nie in die Bybel nie, dis nie in die manuskrip nie, dis my so weird. Hierdie is die mees kragtigvolste vers in die hele Bybel om die drie-eenheid te verduidelik. So in die King James sê dit, for there are three that bear record in heaven, the Father, the Word and the Holy Ghost, and these three are one. Duidelik. LSB, for there are three that bear witness. Is net uitgehaal. Kyk hier, NASB, for there are three that testify. Die res is uit. ESV, there are three that testify. NIV, three that testify. Sien, oor en oor en oor is hierdie ding net uitgehaal. Is nie in die Bybel nie. So sien julle vriende, dit is 'n ongelooflike belangrike ding. Kom ek wys julle net ook hier. Byvoorbeeld 2 Samuel 21 vers 9. Hierdie is net blaatant verkeerd. King James, wie het vir Goliat doodgemaak? Sit daar in die kommentaar. Wie het vir Goliat doodgemaak? Dawid het vir Goliat doodgemaak. Kyk wat sê ESV. And there was again war with the Philistines at Gob, and Elhanan, the son of Dio, the Bethlehemite, struck down Goliath, the Gittite. Was die Dawid wat hom doodgemaak het? Nee. Dis daai snaakse ou. The shaft of those spear. Nou die King James sê slew the brother of Goliath. So ons weet, dis nie hierdie ou wat vir Goliat doodgemaak het nie. Hulle het dit gebutcher. Dis verkeerd. En hierso onder verduidelik hulle dit. Goliath was beheaded by David over 30 chapters ago in 1 Samuel 17 verse 51, while the underlying Hebrew also says Goliath. The correct reading, brother of Goliath, is confirmed by the parallel passage in 1 Chronicles 20 verse 5. So daar sien jy die parallel gedeelte en dan weet ons dit praat van sy broer. Soos waar Christus uit die Bybel uitgehaal is. Kom ons gaan hier na die Nuwe Testament. Matteus 8 vers 27, kyk al, Christus se naam uitgelaat. Matteus 12 vers 6, but I say unto you that in this place is one greater than the temple, but I tell you that something greater than the temple is here. Sien jy, het sê nie dieselfde ding nie. Matteus 12 vers 42, hierso sê, and behold, a greater than Solomon is here. Something greater. So as dit something is, dan praat dit nie van Christus nie. Matteus 23 vers 8, but be not ye called rabbi, for one is your master, even Christ, and all ye are brethren.
But as for you, do not be called rabbi, because you have one teacher. Uitgehaal, Christus se naam uitgehaal. So, ek bedoel, mense kan oor en oor gaan, so die punt is, hierso is duidelike verskille. Nou sê mense, jy kan nog steeds wedergebore raak uit hierdie moderne Bybel weergawe, en dis fyn, en ek weet dit is so. Mense kan wedergebore raak, maar verstaan, kyk hoe baie misleiding is daar in die wêreld. Die Mormone glo dat Jesus geskep is. Die Jehovah getuie glo Jesus is geskep, hy is nie ewig nie. En verse soos die wys net so duidelik dat Jesus ewig is. Die ander groot een is natuurlik Daniël 3 vers 25. Nou wat jy moet verstaan is, Daniël 3 vers 25 het ons en ons sien hoe Christus was saam met Sadrag, Mesach en Abednego in die vuuroond. En die King James sê dit, he answered and said, Lo, I see 4 men loose walking in the midst of the fire, and they have no hurt, and the form of the 4th is like the Son of God. Die Son of God is 'n persoon, seun van God. Kyk wat sê die ander Bybel weergawe is, a son of the gods, klein letter G, klein letter S, hierdie praat van vals gode. So, ek bedoel, hierdie is een van die beste plekke om iemand soos 'n Jehovah getuie te vat, en ek het dit al gedoen in gesprek of hulle te wys, maar kyk hierso sien jy, Christus was nog altyd daar. Maar in hierdie moderne Bybels kan jy dit nie doen nie. Nou ek weet ek dan met baie ouens beklei oor Daniël 3 vers 25. Al wat ek sê is, niemand kan vir my sê, hier is nie daadwerklike ernstige doktrine probleme met van hierdie moderne Bybels. En weer eens, ek sê nie jy kan nie wedergebore raak uit die moderne Bybels nie. Ek sê net, daar's sekere doktrine goeters wat verskil in hierdie Bybel weergawe. So gaan bietjie op hierdie kanaal en op hierdie website, dan gaan kyk jy vir jouself. Hoeveel verse is net uitgehaal? Dis KJV Compare. Dis 'n uitstekende bron om na te kyk. En dan is daar 2 kanale wat ek vir julle wil voorstel. Die een is die King James Research Council. Julle kan hulle video's gaan kyk. So hierdie is hulle website. Julle kan daarop gaan kyk, en dan is daar ook Truth in Christ is ook 'n uitstekende bron om bietjie te kyk. Dan gaan kyk hierdie goeters. Ek wil julle net bewus maak dat hier is meer aan hierdie storie as wat julle dink. Ek hoef jou nie noodwendig te oortuig nie. Ek weet van daai ouens in die kommentaar gaan ek nooit oortuig nie. Ek wil vir julle sê hoekom ek hierdie Bybel lees. En ek dink dit is belangrik. Net vinnig soos die een ding met die ou Afrikaanse vertaling is, hy het ook Daniël 3 vers 25 verkeerd. En 'n hele paar ou Testament tekste wat nie reg is in die 53. Dis hoekom ek nie die 53 gebruik nie, maar ek dink Nuwe Testament gewys, as jy die 53 gebruik, ek het nog min probleme met hom ondervind. Ek dink daar sal wees, maar dis op die einde van die dag wat ek vir julle. Hierdie is nie weer 'n uitputtende studie nie. Ek wil net vir julle 'n paar hoofgoeters wys. Dink bietjie daaroor, gaan analiseer dit en kry die King James is 'n Bybel wat jy kan vertrou. Jy hoef nooit weer, dis die laaste Bybel wat jy gaan koop, wat jy gaan vat en wat jy gaan bestudeer. En dan wil ek julle los met 'n laaste vraag. Soek jy 'n Bybel wat reg deur die jare gebruik is deur die kerk, wat ontvang is en in Engels vir ons vertaal word, of soek jy 'n Bybel wat vir 1400 jaar nie gebruik is nie, en net omdat daar baie manuskripte en ou manuskripte beskikbaar is, dat jy dit eerder vertrou? Maar vriende, die waarheid is nie maklik nie. Die waarheid is nie lekker nie. Maar op die einde van die dag is dit al wat ek vir julle wil gee. Die waarheid gaan ondersoek dit self, en ons almal moet soek na die woord van God hê. Mag julle geseënde week hê.